Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag maandag, die 3de Augustus 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: Rasisme, stop skole rugbywedstryd in die Wes-Kaap. Nog berigte, tussenverkiesing, na verwagting op 4 November. Slegs 62 van 425 syndikaatleiers in 2 jaar skuldig bevind. Kitshof meen Bokke kan 3-1 wen in die toetse teen Nieu-Seeland. Dambile wen goud op Glasgow spele. Christian Sari wen goud in die 50 meter vryslag. 'n Skool rugbywedstryd tussen die Setters High School en Fairmont High School in die Wes-Kaap is tydelik deur die skeieregter gestaak nadat beweringe van rassistiese uitlatings tydens die wedstryd gemaak is. Die skeieregter het besluit om die spel te stop om die situasie onder beheer te kry en spanning op die veld te verminder. Die voorval word nou deur die betrokke skole en rugby-owerhede ondersoek. Hulle sal met spelers, afrigters en wedstrydbeamptes en ander getuies praat om vas te stel wat presies gebeur het. Indien daar bewys is dat iemand rassistiese opmerkings gemaak het, kan dissiplinêre stappe ook volg. Rugby se sport wat respek, spanwerk en goeie sportmanskap bevorder. Daarom word rasisme baie ernstig opgeneem. Daar is geen plek vir diskriminasie op of langs die rugbyvelde nie. Die hoop is dat die ondersoek die waarheid sal uitwys en dat sulke voorvalle in die toekoms voorkom kan word. Die datum van die plaaslike regeringsverkiesing sal na verwagting binnekort amptelik geproklameer word. Volgens berigte sal die verkiesing op 4 November plaasvind. Die finale aankondiging sal deur die regering in die Staatskoerant gepubliseer word, waarna die datum amptelik van krag sal wees. Die verkiesing gee Suid-Afrikaners die geleentheid om nuwe munisipale raadslede en burgemeesters te kies wat vir die volgende paar jaar hulle dorpe en stede sal kan bestuur. Kiesers sal hulle stem kan uitbring vir die politieke party of onafhanklike kandidaat van hulle eie keuse. Nadat die verkiesingsdatum geproklameer is, sal die onafhanklike verkiesingskomitee, oftewel die OVK, die volledige verkiesingsprogram bekend maak. Dit sluit onder meer die opening en sluiting van kandidaatnominasies, spesiale stemdae en die finale reëlings in by stemlokale. 4 mans is in Yanga in die Wes-Kaap doodgeskiet, wat vermoedelik met taxi-geweld verband gehou het. Volgens die polisie het die skietvoorval in die gebied plaasgevind, waar die slagoffers noodlottige skietwonde opgedoen het. Die polisie het die toneel afgesper en 'n ondersoek na die moorde begin. Spelers ondersoek alle moontlike leidrade en probeer vasstel wie vir die aanvalle verantwoordelik is en wat die motief was. Geen inhegtenisnemings is nog aangekondig nie. Hoewel die ondersoek nog in 'n vroeë stadium is, vermoed die polisie dat hierdie voorval deel van 'n taxi-verwante konflik kan wees. Taxi-geweld het al in die verlede tot verskeie skietvoorvalle en lewensverliese in dele van die Wes-Kaap gelei. Slegs 62 van die 425 beweerde syndikaatleiers wat die afgelope 2,5 jaar in Suid-Afrika aangekeer is tot dusver skuldig bevind. Dit beteken die meeste sake is nog in die hof of word steeds ondersoek. Die syfers wek kommer oor hoe lank ingewikkelde georganiseerde misdaadsake neem om afgehandel te word. Sulke sake behels dikwels groot hoeveelhede bewyse, baie verdagtes en lang ondersoeke wat die hofprosesse ook kan vertraag. Wetstoepassingsowerhede sê hulle gaan voort om misdaadsyndikaate te teiken wat by onder meer dwelmhandel, onwettige mynbou, afpersing, voertuigdiefstal en geldwasery betrokke is. Die polisie het op OR Tambo internasionale lughawe beslag gelê op kokain met 'n geskatte straatwaarde van R28 miljoen. Die dwelmse tydens 'n intelligensiegedrewe operasie deur wetstoepassingsbeamptes ontdek. Volgens die polisie is die kokain onderskep voordat sy eindbestemming kon bereik. Die ondersoekspan probeer nou om vas te stel waar die dwelms vandaan gekom het en wie almal by hierdie smokkelnetwerk betrokke was. Die polisie sê OR Tambo internasionale lughawe bly een van die belangrikste plekke waar dwelmsmokkelaars dopgehou word. Gereelde inspeksies en intelligensieoperasies help om onwettige dwelms op te spoor voordat die land binnekom of ook uitgevoer word. 5 munisipaliteite in die Noord-Kaap verkeer onder groot finansiële druk en sukkel om hulle werknemers se salarisse betyds oor te betaal. Die geldtekort het kommer laat ontstaan oor die munisipaliteite se vermoë om basiese dienste aan hulle inwoners te lewer. Volgens berigte, 'n swak finansiële bestuur, lae inkomste uit diensbetalings en uitstaande skuld van inwoners van die redes waar volgens die munisipaliteite in hierdie moeilike posisie is. Dit plaas groot druk op hulle begrotings en maak dit al hoe moeiliker om hulle daaglikse uitgawes ook te dek. Werknemers is bekommerd dat laat of onbetaalde salarisse 'n groot invloed op hulle gesinne en huishoudings kan hê. Vakbonde het 'n beroep op die betrokke munisipaliteite en die regering gedoen om dringend oplossings te vind om hierdie finansiële krisis verder aan te spreek.
Verskeie kosafdelings van groot kettingwinkels in Suid-Afrika word deur die oorlog in die Midde-Ooste geraak. Die konflik het wêreldwye voorsieningskettingswinkels ontwrig, wat beteken dat sekere ingevoerde produkte stadiger of in kleiner hoeveelhede die land binnekom. Volgens bedryfskenners het die oorlog skeepsroetes en internasionale handel onder druk geplaas. Dit kan veroorsaak dat die aflewering van voedselprodukte, kookolie, speserye en ander ingevoerde ware langer neem en in sommige gevalle ook duurder word. Kettingwinkels sê hulle werk saam met die verskaffers om te verseker dat daar genoeg voorrade op hulle rakke bly. Waar sekere produkte nie beskikbaar is nie, probeer hulle met plaaslike of alternatiewe produkte vervang om tekorte te voorkom. Al het die Toyota Cheetahs Vrydag aand met 24-21 teen die Griquas en Kimberley verloor, glo die afrigter Frans Steyn sy span het baie goeie rugby gespeel. Hy sê daar was verskeie positiewe aspekte waarop die Cheetahs in die komende wedstryde kan voortbou. Steyn het na die wedstryd gesê, sy spelers het groot veggees getoon en tot die laaste minuut hard gewerk. Volgens hom het klein foute en gemiste geleenthede uiteindelik die verskil tussen wen en verloor beteken. Die Emirates Lions het Saterdag 'n indrukwekkende oorwinning van 42-19 oor die Vodacom Blou Bulle behaal in hulle Currie-beker wedstryd. Die tuisspan het van vroeg af die pas aangegee en met vinnige aanvallende rugby die Bulle onder groot druk geplaas. Die Lions het hulle kanse goed benut en verskeie uitstekende drieë gedruk, terwyl die Bulle gesukkel het om by die tempo van die wedstryd aan te pas. Al het die besoekers in die tweede helfte teruggeveg, was die Lions eenvoudig te sterk en het hulle die wedstryd oortuigend beklink. Die DHL Stormers het Saterdag 'n belangrike 36-28 oorwinning oor die Hollywood Bay Sharks in die Currie-beker wedstryd in Kaapstad behaal. Die Stormers het aanvallende rugby van hoogstaande gehalte gespeel en hulle kanse goed benut om die Sharks onder druk te hou. Die tuisspan het vroeg momentum opgebou en skerp hantering en sterk voorspelerspel, terwyl die Sharks hard teruggeveg het en die telling in die tweede helfte probeer verklein het. Ondanks die Sharks se volgehoue aanslag het die Stormers kalm gebly en die wedstryd in die slotfases beklink. Die Currie-beker leer lyk as volg. In die eerste plek is die Lions op 12 punte, in die tweede plek is die Griquas op 11 punte, in die derde plek is die Cheetahs 11 punte, in die vierde plek is die Boland Cavaliers met 9 punte, in die vyfde plek is die Stormers 15-tal met 9 punte, in die sesde plek is die Pumas met 7 punte, gevolg deur die Sharks 15-tal met 6 punte, in die agste plek is die Blou Bulle met slegs 1 punt. Suid-Afrika se Sinisipho Dambile het uitstekende vertoning gelewer deur die goue medalje in die man se 200 meter by die Glasgow spele te verower. Dambile het die eindstreep eerste oorgesteek in 'n blitsige 19,96 sekondes, waarmee hy die enigste atleet in die eindronde was wat die 20 sekonde kerf kon breek. Die Suid-Afrikaner het van die begin af beheer geneem en met 'n kragtige eindsprint sy teenstanders agtergelaat. Sy oorwinning beklemtoon sy groei as een van Suid-Afrika se voorste nalopers en lewer nog 'n goue medalje vir die land op sy internasionale atletiek verhoog. Suid-Afrika se Christian Sari het nog 'n uitstekende prestasie by die Glasgow spele gelewer toe die man se 50 meter vryslag die S7 gewen het en die goue medalje ingepalm het. Sari het eindstreep in 28,06 sekondes bereik en daarmee 'n nuwe spelerrekord opgestel. Die Suid-Afrikaner het van die begin af beheer oorgeneem en met 'n kragtige eindpoging sy teenstanders agtergelaat. Sy rekordbrekende vertoning beklemtoon sy uitstekende vorm en is nog 'n groot hoogtepunt vir span Suid-Afrika by hierdie spele. Die Belgiese fietsryer Remco Evenepoel het in die Klassika San Sebastian eendagwedren in Spanje gewen met nog 'n indrukwekkende vertoning. Hy het op die beslissende klim sy teenstanders afgeskit en die eindstreep eerste oorgesteek. Evenepoel het hierdie hele wedren sterk en selfversekerd gery. Sy aanval op die laaste deel van die roete het hom 'n voorsprong gegee wat die ander ryers nie kon toemaak nie. Met hierdie oorwinning voeg hy nog 'n groot titel by sy loopbaan en wys weer waarom hy een van die wêreld se beste fietsryers beskou word. Sy prestasie is ook 'n groot hupstoot vir sy span wat hom deur die dag uitstekend ondersteun het. Nieu-Seeland se silwervarings het die goue medalje in die netbal by die Glasgow spele verower nadat hulle Jamaica in 'n spannende eindstryd geklop het. Albei spanne het deur die toernooi uitstekende netbal gespeel, maar die Silver Ferns het op die belangrikste oomblik hulle beste spel gelewer. Die wedstryd was vinnig en baie mededingend met Jamaica, wat die Nieu-Seelanders deurgaans onder groot druk geplaas het. Die Silver Ferns het egter kalm gebly, hulle kanse goed benut en die laaste gedeelte van die wedstryd beheer oorgeneem om die oorwinning te beklink. Die voormalige Springbok-stud, Steven Kitshoff, glo die Springbokke het die vermoë om die 4 toetsreeks teen Nieu-Seeland met 3 wedstryde teen 1 te wen. Volgens hom beskik Suid-Afrika oor diepte, ervaring en kwaliteit om die All Blacks oor die reeks te troef. Kitshoff sê die Springbokke speel met baie selfvertroue en het 'n groep spelers wat gewoond is aan die druk van groot toetswedstryde. Hy meen die span se sterk voorspelers, goeie verdediging en vermoë om geleenthede te benut, gee hulle uitstekende kans
om die reeks so te beklink. Suid-Afrika se Kyle Rademacher het uitstekende vertoning by die Glasgow spele gelewer deur die silwer medalje in die man se paalspring te wen. Rademacher het 'n hoogte van 5,70 meter oorkom en daarmee 'n plek op die podium verseker na 'n spannende kompetisie. Hy het deurgaan selfvertroue en uitstekende tegnieke getoon en verskeie hoogtes met sy eerste sprong suksesvol oorgesteek. Suid-Afrika se Zakkie Nene het nog 'n medalje vir die land se Glasgow spele verower toe hy brons in die mans se 400 meter gewen het. Nene het die eindstreep in 45,21 sekondes oorgesteek en daarmee 'n plek op die podium verseker na 'n sterk vertoning teen wêreldklas mededingers. Die Suid-Afrikaner het 'n goed berekende wedloop gehardloop en in die laaste 100 meter sterk klaar gemaak om die derde plek te beklink. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. U kan vir Dian of Susan by 082 390 3339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou waardig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1026, Polokwane 722, Lephalale 925, Mbombela 726, Mahikeng 922, Pretoria 922, Johannesburg 920, Ermelo 319, Galagadi 1227, Gaborone 1124, Richards Bay 1425, Pietermaritzburg 823, Durban 1323, Port St Johns 1123, Pongola 1026, Maputo 1527, Bethlehem 218, Bloemfontein 420, Allewal Noord 519, Welkom 621, Vryburg 723, Kimberley 922, Appington 1326, Prieska 1025, Springbok 1428, Karasburg 1428, Keetmanshoop 1428, Mariental 1228, Alexanderbaai 1235, Brandvlei 1225, Loederitsbaai 1628, Vredendal 1334, Kaapstad 1425, Sutherland 29, George 1528, Jeffreys Bay 1325, Tabarra 1127, Grafreinet 923, Kapogolas 1021, De Aar 721, Molteno 1017, Beaufort Wes 1325, Oos-London 1024, Mabalane 1229. Ons verkorte weerberig per provinsie: Limpopo provinsie, sonnig en aangenaam, koel in die oggend met warmer in die namiddag. In Mpumalanga, mooi weer oor die grootste deel van hierdie provinsie, koel tot matig warm. Gauteng, sonnig en droog, koel vroeg met aangename middagtemperature. Noordwes provinsie, helder en droog, koel tot matig warm. Vrystaat, sonnig en koud in die oggend, later koel tot aangenaam. KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk aan die kus, andersins mooi en matig warm. Die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk met koeltoestande, ligte buie is moontlik langs die kus. Wes-Kaap, koel met gedeeltelike wolke, enkele ligte buie kan langs die suidkus voorkom. Die Noord-Kaap, sonnig en droog, koel tot matig warm met ligte wind. Die algemene vooruitsig: die grootste deel van Suid-Afrika kan 'n droë sonnige wintersdag verwag. Koeloggende sal plek maak vir aangename namiddagtemperature met slegs 'n klein kans op ligte kusbuie in dele van die Wes en in die Oos-Kaap. Gedagte vir die dag: 'n vriendelike woord, 'n helpende hand en 'n dankbare hart kan iemand se dag verander. Saai vandag goed uit, waar jy ook al gaan. Die oes daarvan sal groter wees as wat jy dink. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en week verder word vir almal toegewens.